Goeiemôre julle. Dit is vandag ijskoud hier in Nelspruit. Dit is omtrent die derde koue dag wat ons so ver hierdie winter het. Ek het my missie aan. Ja, nee, dis ijskoud hier so vandag. Ons is nie gewoond aan hierdie koue nie. Kyk die wolkies. Ag, dis pragtig. Sien julle, ons het uiteindelik koue hier. So. Hulle voorspel 'n ijskoue naweek. Ag, dis pragtig. Anyway, vandag se boodskap. Ek word nou gister so wakker en ja, die Here herinner my maar net hoe Jesus moes gevoel het toe hy nou daar aan die kruis gehang het en gesê het, vergewe hulle Vader, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En nou dink ek dat hy op daai oomblik aan ons gedink het. Want dit het nie net gegaan oor die woorde wat hulle vergewe hulle wat hulle weet nie, want ek dink dit het nie net gegaan oor die kruisiging nie. Ek het gedink, jy weet, uit daar gehang. Nou kyk hy na hierdie mense hier om hom en alles wat hulle mee besig is en die dinge wat vir hulle belangrik is. Ek het dit so sterk ervaar dat, jy weet, hoe dat ons as ouers en ons ouers, toe ons kinders was, hoe ons ouers moes gevoel het as hulle na ons gekyk het en gedink het, waarmee hou jy jouself besig? Jy weet, hulle kan net praat, ons ouers kan dit vir ons gesê het, weet jy wat, ek kan vir jou hierdie leiding gee en ek kan met jou praat, net soos ons as ouers dieselfde kan doen. Ons kan vir ons kinders probeer leiding gee, ons kan met hulle probeer praat, maar op die einde van die dag gaan hulle nog steeds hulle eie wil volg. Hulle moet nog steeds hulle eie pad stap, soos ons ook maar moes. Jy weet, dit kon nie altyd vir my ma maklik gewees en my pa is oorlede toe ek 17 jaar oud is. En my ma jy weet, moes my nou maar self groot maak. En ek het in rebellie verval, omdat ek en my pa so baie na mekaar is, en ek en my ma die hele tyd koppe gestamp. Want sy het nie saamgestem met die goed wat ek doen nie, en sy was reg. Maar op daai stadium is jy mos baie slim, jy weet mos alles. Niemand kan jy enigiets vertel nie, as jy so voel nie, en ja, ek moes op die harde manier my kop op klomp maniere stamp. Maar dank Vader, die Here was daar saam met my, en die Here het my daardeur gedra, en die Here het my gewys. En ek was humble of heart, of ek was humbled deur gebeure, en ek moes voor die Here se voete kom en om pleit vergifnis, en ek moes die moeilike vrae vra, hoekom het ek die keuses gemaak wat ek gemaak het, en ek moes kind wees met myself, en want ja, ons ongelukkig lewe ons in 'n samelewing waar ons geshame word om te submit, waar ons geshame word om, en dit is nie hoe Jesus operate nie. Jesus operate waar hy jou op jou ware naam noem. Jy kom voor hom en sê, ek is soos die vrou, die Samaritaanse vrou, ja, jy weet, wat haar self name genoem het, en toe sê Jesus, maar nee, jy is dit en dit en dit. Dit is die waarheid wat ek vir jou gee. Hy weet al daai dinge van jou reeds. But when he speaks to you, he calls you by your true name, by your heavenly name. En daar's nie shame nie. Hy praat nie deur shame nie. En ja, ek wil vandag, soos ek sê, praat oor Jesus se laaste gedagtes vir ons, forgive them for they know not what they're doing, en die pad wat ons kinders moet stap, en hoe ons as ouers hulle moet toelaat. Al stem ons nie saam met wat hulle doen nie,
Soos ek sê, ons kan vir hulle bid, definitief, ons moet. Ons kan vir hulle leiding gee. Op die einde van die dag, soos die mense van Pentekost, wat die keuse moes gemaak het om die Heilige Gees te ontvang, as ons kinders die woord nie ontvang nie, dan gaan daar nie 'n vernuwing en gaan daar nie, jy weet, kan ons hulle net oorgee in die Here se hande. Ja, soos die disippels wat die Heilige Gees 'n keuse moes gemaak het om die Heilige Gees te ontvang, en dadelik het hulle anders begin praat, dadelik het hulle anders begin dink. Jy weet, ons kan net soveel doen. Maar dit bring my by iets wat ek onlangs geluister het na, en dit was vir my 'n powerful boodskap. Ek gaan dit vir julle lees. Dit is in Engels. En dit is iets wat ons as ouers moet bewus wees van. Our children do not only inherit our worldly possessions, they also inherit what we normalize, what we tolerate in our homes, in our churches, and in our schools. Yes, they inherit our prayers, but they also inherit our patterns. They inherit your church attendance, but they also inherit your private appetites. Children learn their faith from your mouth, but they also learn their values from your habits. So daar's heeltyd 'n swaard wat twee kante sny. Hulle sien wat ons doen. Hulle hoor wat ons doen, maar hulle sien ook wat ons doen. So hulle leer al twee kante. En ja, dit is baie moeilik. Jy weet, ek kan klomp voorbeelde noem van 'n goed in my lewe kere wat ek na my kinders gekyk het en besef het, sjoe, dit is ek daai. Ek sien myself deur hulle en ek moes voor die Here se voete kom, ek moes repent en ek moes daai goed afsny sodat dit nie verder met my kinders steel nie. En ja, baie, ek het nou onlangs met my een dogter gepraat en net vir gesê, ek weet sy is deur 'n rowwe tyd, in 'n sekere, in hulle jong dae, ek besef dit was 'n rowwe tyd, maar partykeer dink ek, hoe dankbaar is ek, dat hulle wel daardeur is, dat die Here daar saam met hulle was, want anders was hulle nie vandag die mense wie hulle is nie. En ja, om terug te kyk en net God se hand in dit alles te sien en besef, maar dit is die goed wat hulle geshape het, wat hulle gevorm het. En ek is dankbaar dat ek dit nou kan sien, en nou deel daarvan kan wees in hulle lewens. En net vir die Here se voete kom en juig en jubel dat hy daar was saam met my kinders. Ons moet op 'n plek kom waar ons oorgee, waar ons weet, met my wat nou praat oor wat bietjie journey oor afgode, en soos ek laas gesê het in my eerste boodskap, hoe ons kinders ons afgode maak. En ja, baie van ons as moeders is geneig om dit te doen. Ek moes deur 'n tyd gaan in my lewe waar ek my kinders moes oorgee aan die Here, want ek was nie fisies by hulle nie. Hulle was verwyder uit my lewe uit, vir my eie keuses en vir ander redes. En ek moes die Here onwrikbaar vertrou. Dit was 'n proses, waar ek hulle moes oorgee in die Here se hande, waar ek hulle nie kon sien nie, waar ek nie met hulle kon gepraat het nie. En ja, ek moes net daar voor die Here se voete kom en sê, Here, ek vertrou U. Ek gee hierdie dinge oor aan U. Ek is nie daar nie, maar U is daar. En soos ek sê, ek dank die Here vandag dat ek nie daar was nie, want my kinders sou heel moontlik heel anders uitgedraai het, as ek daar was om alles te beheer en alles te probeer beheer. En ek is dankbaar daarvoor.
Ek is dankbaar dat die Here daar was, om die pad saam met hulle te stap, dat hy mense in hulle lewens geplaas het wat hulle nog vandag as kosbaar beskou. En ja, dit laat my maar net dink aan al die spiritual mothers en fathers wat ek in my lewe het, wat met my 'n journey stap en gestap het al. En ja, dit is net die Here se genade en liefde wat hulle in my lewe geplaas het om my te help op my journey, om my help om my te vorm. En hoeveel van hulle is my gebedsvriende vandag, wat ek so dankbaar is voor, wat my gehelp het deur moeilike tye. Maar ja, julle ouens, ons moet pas op wat ons vir ons kinders wys, want hulle kyk nie net dat ons kerk toe gaan, hulle sien ons gaan kerk toe op 'n Sondag, maar in dieselfde kerk word daar geskinder van die ander mense. Hoe kyk hoe lyk hulle, en kan hulle nie maar beter aantrek nie, en so hulle leer, jy gaan kerk toe, maar daar sit jy en skinder oor ander mense, of jy leer jy gaan kerk toe, maar jy kan by mense steel, of jy weet, Vrydaande mag jy self poepdronk drink, en jou kinders vloek, en jou vrou vloek, en almal vloek, of jy mag werk, die heeltyd werk is jou prioriteit, en jy sien jou kinders net vakansies, of ja, jy bederf jou kinders om te compensate vir al die klere wat jy op hulle pa skree, vir die mamas wat op die pappas skree, of die pappas met goeders gooi. Jy weet, dis okay, maar ons gaan Sondag kerk toe, so dan is dit okay. Die kinders sien waarmee jy self besig hou, jy is heeltyd op die foon, maar hulle mag op die foon wees nie. Jy kyk pornografie, die kinders sien dit, jy moet maar weet, daai gees kom in jou huis in, die goed wat jy jouself mee besig hou, dit gebeur op 'n geestesvlak ook, dit kom in jou huis in, of jy dit nou maar besef of wil aanvaar of nie. Ons fight is nie teen vlees en bloed nie, maar teen dit wat in die geesteswêreld aangaan. Dis hoekom Jesus vir ons die Heilige Gees gegee het. Dis hoekom ons daai keuse het om die Heilige Gees te kies en deur hom te operate. Dit is ons keuse. Want God het geweet, in die final days gaan dit gaan oor onderskeid, het ons daardie geestelike onderskeid. Skiet, hier is 'n muskiet wat wil, ek kan nie glo in die winter, maar nou ja, hier is 'n muskiet. Dis nou beste. Want die Here het geweet in die laaste dae, gaan ons met 'n gees hê van onderskeid, en dit gaan iets wees wat ons moet kies, julle. Ons gaan moet kies om die stem van die Here te hoor. Ons gaan dit moet aanvaar. Ons gaan dit moet soek. Maar ja, dit bly ons keuse, net soos dit ons keuse was om vir ons ouers te luister, na hulle advies te luister, of nie. Ons kinders leer al ons habits. Our children, ek gaan dit vir julle weer lees. Our children do not only inherit our worldly possessions. So die goed wat ons vir hulle nalaat, in die fisiese wêreld, their inheritance. So hulle inherit nie net dit nie, maar hulle inherit also what we normalize. So wat okay is in ons huise, wat ons toelaat in ons huise, dit leer hulle ook. What we tolerate in our homes, in our churches and in our schools. Yes, they inherit our prayers, but they also inherit our patterns. They inherit your church attendance, but they also inherit your private appetites. They learn their faith from your mouth, but they also learn their values from your habits. So ja, ons kan ons almal self Christene noem, totdat ons by die traffic lights deur iemand afgesny is en daar vloek of daar te kere gaan. Ons kinders leer dit ook.
Ons kan almal kerk toe gaan, maar ons kinders sien hoe ons van ander mense praat en skinder hoe ons mense wat ons as minder ag, hoe ons hulle hanteer, hoe ons met die waiters is, hoe ons met ons werkers is, hoe ons kinders leer om te fokus op hoe ons uiterlike, hoe ons lyk, hoe ons praat, hoe ons optree. En ja, die kinders leer dit alles aan. Ek kan nie sê, ja, ek's bang my kind se ouma en oupa bederf hom, maar ek spandeer al my geld op myself en ek het nooit geld oor in my rekening nie, want jou kind gaan dit leer. Hy gaan dit alles leer. So ja, ons moet begin besef en dat dit wat ons kinders leer alles. Hulle leer alles. Alles agter toe deure. Alles voor mense. Voor mense sit ons 'n smaal op. Voor mense is ons een manier, maar by die huis is ons 'n ander manier. Hulle sien dit, hulle leer dit by ons, hulle raak ook so. So ja, julle, dit is maar 'n moeilike journey wat ons op is. Ons kan maar net bid. Ek het so ruk terug 'n video gesien van Lisa Beweer, toe hulle jongste kind nog in die skool was, en hoe hulle 'n voorgeskrewe boek gekry het, waar hulle explicit verduidelik het van pornografie, van sekstonele, van homoseksualiteit, en hoe daai kind by die huis gekom het, en in 'n toestand was, maar sy ma se gees was sensitief, en sy dadelik opgetel, iets het gebeur. En sy vra toe vir hom, en hy het die vrymoedigheid om met sy ma te praat en sê, ons het hierdie goed in die klas begin lees, maar ek is nie gemaklik daarmee nie, dit het nie reg gesit in my gees nie. En sy dadelik met die skool gepraat daaroor, die onderwyser was baie geafronteer, want daar's niks fout volgens haar met die boek nie, en die skool het nie opgetree nie. Toe het sy dit op haar social media platform daaroor gepraat oor die boek, en dadelik het mense begin optree. Die ouers het begin besef wat aangaan, en almal het toe nou 'n groot boei daaroor gemaak, en die boek is verwyder. Sy het tot so ver gegaan om te sê, weet jy wat, my kind gaan nie deelneem in daai, hy gaan nie die boek lees nie, en julle moet maar dryp. Dit is okay, laat hy maar dan die vak dryp. Maar hy gaan nie die boek lees nie. En ja, dit is so sensitief ons as ouers moet wees vir dit wat daar buite aangaan. Ek het 'n film gesien van, of daar is 'n film, laat ek eerder sê, daar is 'n fliek van waar Jim Caviezel inspeel, waar hy sy werk as polisieman opgegee het. Dit is op 'n ware persoon gebaseer, om te fokus op child trafficking. Nou die man op wie dit gebaseer is, het klomp onderhoude wat hy gevoer het, en wat mense vir hom goed vra, en 99% van die tyd is daai man in trane oor al die gruwel wat hy gesien het. En in die een onderhoud is dit 'n ma wat vir hom vra, hoorie, maar wat kan jy vir ons as ouers, wat se advies het jy vir ons as ouers, wat ons kan help om te verhoed dat so iets met ons kinders gebeur? En die eerste ding wat hy gesê het is, moenie vir hulle fone gee nie. Gee vir hulle fone, sodat jy met hulle in aanraking kan kom, maar daar moenie social media op wees nie. So 'n pepfoon is fyn, solank jy jou kind in die hande kan kry. Dit is die eerste ding wat hy het gesê, dis die mees belangrikste, ons kinders het nie fone nodig. Daar's geen rede hoekom hulle 'n foon moet hê nie. Want al wat fone ons kinders leer is hoe om hulle self te compare, how to never feel good enough. Dit is 'n platform vir ander mense om met jou kinders in aanraking te kom, en ja, dit maak net deure oop wat ons nie wil oop hê as ouers nie. En die ander ding wat hy het gesê is,
die belangrikste ding is 'n goeie selfbeeld. Het jy 'n persoonlike verhouding met jou kinders? Het hulle vrymoedigheid om met jou te praat oor dinge? En want as daai dinge in plek is, het jou kind nie 'n behoefte om self 'n boelie te wees nie. Jou kind het nie 'n behoefte om vir ander mense se aanvaarding nie. Jou kind het 'n goeie selfbeeld, so sy hoef nie naakte foto's van haarself te plaas nie. Of halfnaakte foto's op Instagram te sit nie. Dit is verskriklik, die goeters. Selfs volwasse vrouens wat nog steeds so gefokus is op die hoeveelheid likes wat hulle het, in plaas van om te sien wat om hulle aangaan, die ding wat reg by hulle is en om hulle is. En is hartseer om te sien hoe Satan homself net inwurm in ons lewens, in ons kinders se lewens en ons geliefdes se lewens en ja, julle die mooiste kinders. Dit is so hartseer om te sien. Anyway, ons bid daaroor. Ons vra vir die Heilige Gees vir ons verleiding en om vir ons die wysheid te gee wanneer ons goed sien wat ons kinders mee besig hou, wat ons nie mee saamstem nie. En dat ons net met sagtheid praat, en dat ons praat met die naam wat God vir hulle gee. En nie praat deur shame nie. Anyway, ek sien nou my boodskap is weer lank. Wees bemoedig, geseënde Vrydag vir julle almal. En ja, mag julle sensitief wees vir God se stem. Ek gaan net so dra dat julle sien hierdie mooi sonsopkoms. Ag, hierdie kamera doen dit nou nie justice nie, maar ja. Laat julle sensitief sal wees vir God se stem, vir die Heilige Gees se stem wat met julle praat en dat julle aktief is om te kies, om die Heilige Gees te kies. Want dit bly ons keuse. Ons hoef hom nie te kies nie. Maar ja, ek hoop julle doen. Ek hoop julle soek hom aktief, dat julle begin, dat ons, nie julle nie ons, begin loskom van die houvas wat Satan op ons lewens het, op ons kinders se lewens het. Maar dit kom met 'n bewustheid julle. En 'n search, 'n active search. Actively seeking. Anyway, be blessed van my huis na joune.